Net so 'n bietjie nader skuif hier na die middel toe, laat ons julle almal kan sien. Baie welkom by die tweede Bosveld Mighty Men konferensie. En ja, ons sien baie uit daarna om te sien wat die Here in en deur elke ou gaan doen hier, deur die worship en deur die sprekers en deur die boetas wat tussen julle sit. Want ons is almal hier met 'n doel. As jy gedink het jy is sommer maar net hier, daar sê jy sommer maar net nie, daar is 'n rede daarvoor. En ek wil net graag vanaand net op die regte manier begin, so ons gaan vir Steven Haggard, dis die voorsitter van Mighty Men Bosveld, dis ook die persoon wat die baton ontvang het, vra om vir ons dan hierdie konferensie amptelik te open. Goeienaand almal. Amen! Ag nee man. Yes, ek kan julle nie hoor nie. Amen! Assai, dit klink beter. Dankie Bosveld. Okay, brothers, ek vra julle net, kom ons bid saam. Ek vra julle op julle knieë te gaan. En maak ons Vader se naam groot. Hemelse Vader, ek wil net vir U dankie sê vir wat ek hier sien, Here. Here, dankie vir elke boete wat veilig hier aangekom het. Dankie vir elke boete wat nog op pad is, Here. Ons bid ook vir reisgenade vir hulle, Vader. Here, en dankie vir die wonderwerke wat hierdie naweek gaan gebeur, Here. Want die getuienis wat nou so ingekom het vandag, Here, het ek net so jubel in my, en ek wil net loof en prys, Here. Here, maar ek vra U om harte sag te maak hierso, Here. Dat die boetas nie gaan terughou nie, Vader, maar dat hulle die naam gaan groot maak. Here Jesus, raak hulle aan, raak ons almal aan, Here. Dat ons net kan weet, U is ons God en ons Here. En ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen! Ek gaan klaar. Ek gaan nie nog ander goed praat. Dankie, broer. Dankie, Steven. Ja, julle weet by so 'n konferensie is daar 'n paar reëls wat ons net moet bespreek en 'n paar moets en moenies, sodat almal weet hoe werk dit en daar nou nie confusion is nie. Ons sal so af en toe, deur die loop van hierdie naweek net so 1 of 2 Engelse woorde gebruik, so vergewe ons daarvoor. Die verhoog, die klank, hierdie area, backstage, is streng verbode. As jy graag iemand hier agter wil sien, kyk net vir een van die komiteelede, as jy iemand hier soek, asseblief manne, kom ons hou dit so, as ook daai desk daar by die gazebo daar, waar die manne, die klankmanne sê daar so, is buite perke vir almal. Maak asseblief gebruik van die blou asblikke, wat voorsien is, julle sal sien, as aan oral dromme, sodat ons nie die hele wêreld vol vullis mors nie, kom ons hou dit skoon, net sodat hierdie area so mooi voorberei. En kom ons gee sommer vir net so lekker, hy en sy hele spanne offer, man. Dankie manne. Die toilette, hier is 'n redelike klomp toilette op die area, kom ons hou hulle skoon. As jy 'n glipsie gehad het, maak hom self skoon, hoef ander ouens dit nie vir jou te doen nie, Boeta. En dan, daar is koue storte en waterpunte beskikbaar. Nou die storte is in daai areas daar agter by die kampterrein, maar oral, julle sal die storte vind, as julle nie weet waar dit is nie, kyk net waar loop 'n ou met 'n handdoek. Die drinkwater is aan daardie kant, my regterkant skuins regs, so 2 se kant, is daar tanks daar, 2 tanks, so julle kan drinkwater daar kry, moenie die kraanwater drink nie, tensy jy die nodige medikasie gebring het. Dan, slegs mans en seuns word op hierdie terrein toegelaat, vrouens Sondag, so indien jy jou vrou of jou girlfriend ingesmokkel het, die Boeta, as ons vir jou kry, gaan jy almal wat hier sit se voete was. Amen.
Alright, die vrouens is natuurlik Sondag baie welkom en dan gedra ons vir ons weer normaal. Julle sal ook sien Sondag dan lyk en ryk die hele plek anderste. Oopvure in braaiers of in dromme asseblief. En kom ons maak maar seker voor ons geslaap, alles is mors dood. Ons wil nie graag net so plek in die brand steek nie. Vullis in swart sakke ouens. Ek glo gewoonlik bring die ouens swart sakke saam, so kom ons hou dit so. En dan geen ongemagtige wenders nie. So ons gaan nie hier kom en goed tussen die manne smou sonder toestemming nie, of freebies hier uitdeel of wat ook al nie. As julle iets wil weggee, ek is hier agter die stage. Geen bemarking vir advertentiemateriaal, banners, daai goed nie ouens. Shalom Ministries is baie streng aangaande dit. Kom ons hou dit daarby ook. En dan die kostalletjies is daar agter, ondersteun hulle asseblief. Die mense het regtig baie moeite gemaak, die kos is heerlik. So as jy honger is daar agter. Hulle sal wel gesluit wees tydens die dienste. Sodat ons julle manne almal hier kan kry en julle aandag nie afgetrek word van die reuke wat daarvan afkom nie. Spoedbeperking in die area is 10 km/h, dit gaan maar oor die stof en veiligheid natuurlik, dat ons mekaar nie raak ry nie. Dankie Here vir elke kar wat nou nog hier inkom. Tjoe, prys die Here. Generators, as jy 'n Jenny het ou, kom ons hou dit dan tussen 5:00 die oggend en 10:00 die aand. Ons neem jou medekamper in ag. En dan motorfiets en quadbikes word beperk tot die komitee en ouens wat op die grond werk. En dan geen drank of dwelms toegelaat nie. Daar's 'n baie sterk boodskap aangaande dit. Skuldiges sal by Glenn, waar is jy? Skuldiges sal by Glenn aanmeld. Hy's daar agter. Hy weet hoe met julle te deel. Hy's 'n ou polisieman wat nou nie meer die ouens gesond slaan nie. Hy bid vir hulle gesond. Amen. Alright. Ons het kepsies te koop. As jy dit gaan waarskynlik daar agter by die kosstalletjies wees. Ons sal dit nog gereël, dit het 'n bietjie laat hier aangekom dink ek. Maar daar is 'n kepsie te koop. Manne, as jy iets wil huis toe vat of iets vir jou vrou wil koop of wat ook al, ondersteun dit gaan vir 'n goeie doel. Dankie man. So dis dit. Voordat ons verder gaan, kan ek net vra dat julle almal opstaan asseblief. Nou kry vir jou 'n buddy of 'n broer of iemand wat langs jou staan. Elkeen gou 'n maatjie kry asseblief. Daar agter ook, ek sien julle is non-respondent. Dankie Johan van Wyngaard en Kobus. Alraai, draai na jou Boeta toe. Kyk hom in die oë. Kyk hom in die oë, Boeta. Alraai, dan sê jy agter my aan. Boeta, ek is lief vir jou. En daar is niks wat jy daaromtrent kan doen nie. Amen. Prys die Here, nou het jy nog iemand lief. Alraai, sê vir my, manne, steek jou hand op, wie steen sy wil hierso? Daar's een nou, prys die Here, sal met jou werk later. Wie van julle het gedink dat jy genooi is na 'n jagtripie toe? Een nou, 2. Mooi. Jy gaan gejag word die naweek, moenie worry nie. Right, wie se vrou weet nie dat hy hier is nie? Awesome. Okay, wie van julle se vrouens het julle hiernatoe gestuur? Awesome vrouens, great guys, yes man. Alright. So tussendeur gaan ons 'n bietjie praat oor Arnold, hoekom kom ons Mighty Men konferensies toe? So deur die loop van die naweek, iemand het my gevra
op 'n stadium, Gerry, hoekom gaan ons Mighty Men konferensies toe? So 'n deel van dit wat ek vir julle graag wil vertel van my is dat hoekom ek kom van Orkney af en moet asseblief nie lag nie manne. Is 'n awesome dorpie gewees op sy tyd. Gebore groot geword daar in 1965 in 'n huis. En ja, prys die Here. Ons is deur daai tyd weermag toe 'n klomp stront aangejaag en in 2010 op dat Engelse plaas het alles gedraai. En daar's baie manne van julle se lewens wat vandag gaan draai. Baie. Want deur een man se gehoorsaamheid het miljoene ouens se lewens gedraai, het miljoene tot die Here gekom. En as sê vir Dad Angus, ons gee hom net die eer vir sy gehoorsaamheid. Kom ons gee vir Dad net 'n hande klap, kerels. Prys die Here. Ja, Steven het ook gevra dat ek julle sommer nou moet uitnooi na volgende jaar se Mighty Men konferensie toe. Ons het al reeds 'n datum, so julle kan maar 'n bietjie wag tot môre toe vir daai datum dan. Right, ons program vir môre net min of meer, ouens, is die konferensie start 8:00, dan so 8:15 doen ons praise and worship, waarna net met Arnold en Johan, en daarna sal net vir ons 'n bietjie getuienis gee. Hy's baie opgewonde daaroor, hy's baie confident daaroor, en daarna sal Stephen Haggett vir ons nagmaal bedien. So asseblief ouens, daag op vir dit, dis ongelooflik baie belangrik. Nou ek wil vandag vir julle vra, en ek wil sommer daai manne vra om nader te staan, julle weet ek gaan vir julle roep. Wie vir julle kan vir my sê, wie vir julle kyk rugby? Almal, okay, great. Daar's 'n paar wat nie kyk nie, maar julle gaan nou leer wat dit is. Wie vir julle kan vir my sê, wat is die doel van die Bomb Squad? Anyone? Yes. Om die game te verbeter. Okay. Sou julle sê dat die Bomb Squad maak 'n impak? Is die impakspelers, nê? Nee? Right. Ek wil julle graag voorstel aan ons Bomb Squad. Kan die ouens net vorentoe kom asseblief man? Kom maar nou. Ons het 'n Bomb Squad. Dis die ouens wat 'n impak maak op die Mighty Men en gedurende die Mighty Men konferensies. Jy gaan daai ouens sien hier tussen julle. As jy enige ou sien wat deel is van die Bomb Squad, my maat, en jy het hom nodig. Jy het nodig dat hy 'n impak in jou lewe moet maak. Is dit die ouens waarna jy gaan kyk? En ons kan almal saamstem, net dat elke keer wanneer die Bomb Squad gedurende die bokke game opkom, dan is daar verandering, nê? As 'n change, reg? Amen. Kyk hoe smile hierdie ouens. Amen. Jare terug was die Bomb Squad die ouens wat nie so goed gedoen het nie. Onthou julle, en dan is hulle nou maar opgeroep as die ander manne moeg geraak. Maar hierdie ouens word nie moeg nie. Hy gaan vir jou bedien tot môreoggend 6:00 toe. Net soos die bokke. As hulle opkom, dan maak hulle 'n huge verskil. En ons dankie Here. Here, ons sê vir U dankie vir hierdie ouens. En ek wil julle net graag voorstel aan die kaptein, Rassie Kilian, Jacques Kilian. Ek gaan vir Jacques net die mic gee. Jacques wil graag oor die ouens bid. Amen. Ja manne, ons het lekker lank in die bidtent gesels en julle ken my hart en dit is vir my absolute voorreg om vir julle te kan bid en saam julle hierdie naweek in battle in te gaan. Kom sluit die oë.
God, ons hemelse Vader, Here, dankie vir die wonderlike dag wat U vir ons gegee het, Here. Here, dankie dat U vir ons is en met ons is, Vader. Dankie dat U ons onvoorwaardelik liefhet. Here, dankie vir hierdie geleentheid wat U ons geskep het, om hierdie mighty men hierdie naweek hier te kan hou, Here. Here, ons eer elke man wat uitgekom het vanaand, Vader. Ons eer elke man wat van môre af hier gaan wees, Here. Dankie dat hy elke man 'n brandende gevoel binne hulle hart gaan hê. Here, dankie dat jy hulle gaan aanraak, Here. Ons bid ook vanaand om hulle geestelike oë en ore oop te maak, Vader. Dat die Heilige Gees tasbaar in hulle harte kan werk. Vader, is vir my 'n voorreg om vir hierdie mans hierso te kan bid, Vader, en Here, ek wil net U al die lof en al die eer gee. Here, hierdie manne is gehandpick deur U, Here. Gehandpick deur U. Elke man hierso het U op ons harte geplaas. Here, en dankie dat ons 'n verskil kan maak, Here. Dankie dat ons ook net gewone mans is, soos die manne wat daar sit, Here. Ons is ordinary people, met dieselfde probleme, maar ons het die antwoord gekry. Sy naam is Jesus. Dankie, Here Jesus. En Vader, ons wil net vir U vra, Vader, dat U saam ons sal gaan hierdie naweek, en Here, ons kom salf daai bidtent net weer af, Vader, en ons ervaar regtig dat ketTINGs gebreek gaan word, Here. Dat manne wat addictions het, dat hulle daarmee gaan deel, daai verharde harte. Dankie, Here, vir die geleentheid wat ek vir hierdie manne kan bid, Vader. Dankie dat U ons manne hier kan gebruik, om elke man hier te kyk en te sien, en dat ons hulle sal sien deur U oë. Dankie, Here Jesus. Amen. Dankie manne, julle kan gaan sit. Terwyl julle gaan sit, ouens, kan ek julle vra asseblief, kan ons so 20 tree nader skuif asseblief? Dan hoef ons nie ons wil mekaar net graag bietjie in die oë kyk. Ja, omtrent daar waar julle nou is. Ja, dankie man. Dankie. Kan ek ook sommer nou vra dat elke ou wat 'n sjofar het, gou vir my net hier voor kom staan. Asseblief my maat, as jy 'n sjofar het, kom staan net vir my hier voor, please. Bring jou sjofar saam, hoor. Yes, manne. Is dit almal? Is daar nog manne met shofars daar? Alright, terwyl jy ons nader staan, wil ek graag aan julle voorstel ons aanbiddingsspan. Hier naast aan my is Arnold de Wet. Arnold het groot geword in Hartebees, Poortdam. Sy pa is die alombekende sanger Jan de Wet. So almal wat omtrent my ouderdom sal weet wie is Jan de Wet. So julle kan ook sien, die appel het nie ver van die boom af verval nie. Hy is 'n awesome worshipper. Arnold toer deur die land en bedien en preek elke Sondag in 'n ander kerk. Gedurende die week doen hy sy day job. Dan vervaardig hy musiek en doen opnames vir verskeie Afrikaanse kunstenaars. Hy is getroud met Elshin en hulle 3 pragtige dogters, Lydia 12, Mika 9 en Talita 3. En saam met hom is Johan Foster. Johan lyk baie groter op die TV gewoonlik as wat hy nou lyk vanaand.
Maar dit is mos so. So hy is al 20 jaar in die musiekbedryf en hy begin as lid van die bekende groep Eden. Wie het vir Eden geken? Sy. So ons het 'n belangrike manne hier vanaand wat die worship bly, ouens wat se harte naby aan die Here is. Johan het 'n passie vir God en aanbidding, is gereeld betrokke by aanbidding. Hy is ook hy het natuurlik ook sy eie platemaatskappy gestig en begin bedryf met die naam Inhoudshuis Musiek. Ek het dit 'n bietjie gaan Google, julle kan dit regtig gaan navors. Johan sê hy is gelukkig getroud met Jacomien. Man, ek gee vir hulle 'n klap, man. Dankie. Amen. Alright, almal het nou 'n shofar hier so, lekker. Wat ons die rede daarvoor is, 'n shofar is ook deel van worship. En ons gaan môreoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor die shofar, die doel van 'n shofar, die klanke van 'n shofar, die verskil tussen 'n shofar en 'n ramshoring. En ons gaan net so 'n bietjie gesels oor 'n paar goeders en ons gaan 'n paar klanke maak. So as julle nie julle shofars hier het nie, asseblief manne, bring dit môre. So ons gaan dit deel as deel van die worship en net sodat whatever in hierdie area is, weet ons is hier. Alright, so kom ons worship en ons verjaag gou 'n paar goeders. Dit is my 'n baie groot voorreg om vanaand vir André Potgieter voor te stel aan julle. Julle, wat 'n awesome man. Ek onthou André baie goed. Reg in die begin het hy vir my 'n tool gegee wat ek vandag nog gebruik. En ek wil eintlik nie daaroor praat nie, want ek weet nie of hy dit gaan mense nie, maar ken jy die Here, Boeddha? Of weet jy net van hom? Ken jy die Here? Of weet jy net van hom? Ek stel graag vir julle André Potgieter voor. André is 'n welbekende Suid-Afrikaanse evangelis, toegewyd om die evangelie van Jesus te verkondig op enige doeltreffende manier of platform wat beskikbaar is. André het 'n passie om te sien hoe alle verlorenes en gebrokenes met die liefde van Jesus bereik word deur predikings en evangelisasie geleenthede reg oor Suid-Afrika. Om die woord by plaaslike kerke te onderrig, te preek en behoeftiges te dien deur verskeie liefdadigheidsprojekte. So André is gelukkig getroud. En met Samantha, hulle is 5 jaar getroud en hulle is die trotse ouers van, wow, hoor hierdie awesome naam. Judah 4 en Leah 3. André, ek hoop ek het dit reg uitgespel. Awesome. Die Potgieter gesin woon in 'n awesome deel van Suid-Afrika, Mosselbaai, en sit julle hande saam vir André Potgieter. Terwyl die band nog net so 'n bietjie aangaan, wil ek net graag saam met André bid. Here, ons sê vir
baie dankie vir die awesome broer, Here, wat U op ons pad gestuur het. Dankie, Here, dat U die deure oopgemaak het vir hom om vanaand hier te kom bedien. Dankie dat ons ook weet dat Johandre, Here, nie op sy eie insigte en krag staat maak nie, maar dat hy ten volle vertrou op die Heilige Gees verleiding, Here, om die boodskap te bring, Here, wat U op sy hart geplaas het, Here, reg uit die troonkamer uit. Ons loof U en ons prys U en ons eer U, Here, vir sy getrouheid en dankie, Here, vir die voorsiening, Here, en die veilige reis wat hy gehad het, en ook so, Here, wanneer hy teruggaan. Ons gee al die lof en die eer, Here, en maak U harte sag en ontvanklik, Here, vir die boodskap wat hy bring, Here, en dat dit op goeie grond, vrugbare grond sal val, Here. Ons loof en prys U in Jesus naam. Amen. 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 Ek wil elkeen van julle aanmoedig om vir 'n oomblik op julle voete te staan, asseblief. Kom ons lig ons hande na die hemel toe. Vader, vanaand verklaar ons dat U God is en buiten U is daar geen ander een nie. Here, vanaand besef ons dit is net die naam van Jesus wat verandering kan bring vanaand. Here, dit is nie 'n mooi storie, 'n mooi liedjie of 'n mooi preek wat transformasie en restaurasie bring nie. Dit is die bloed van Jesus. En vanaand bid ons, Here, dat U deur die Heilige Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg. Elke man sal kom aanraak. Vader, ons verklaar vanaand profeties, they will not leave here like they came in Jesus name. Vader, ek dank U vanaand dat U harte aanraak, dat U radikale bekeringe bewerkstellig. Vader, ek bid vanaand vir elke man wat hopeloos is, dat hierdie naweek 'n plek en 'n tyd sal wees waar hoop teruggebring sal word. Vader, ek bid vanaand vir elke man wat stikkend en gebroken is. Vader, ons bid vanaand dat die bloed van Jesus sal heel maak oor hierdie naweek. Ons verklaar verandering, ons verklaar redding, verlossing en vrymaking. Here, dit is die naam van Jesus wat redding bring, geen ander naam nie. En vanaand lig ons die naam van Jesus op. Here, wat U het gesê, if I will be lifted up from the earth, I will draw men unto myself. Vanaand gaan dit alles oor U, Here. En ek bid dat U vanaand verheerlik sal word. Ek wil graag vra dat ons worship span nog net so 'n bietjie holies vir ons wil sing. En ek wil jou aanmoedig, press in. Moenie net deur 'n paar woorde net sing nie. Maak jou oë toe en verklaar in die hemelruim in dat God is heilig. He is holy. Halleluja. Kom ons sing lekker saam. Dankie Heilige Gees dat U vanaand kom om elke hart te kom aanraak. Here, sonder U Gees van God is hierdie maar net nog 'n samekoms. Maar Here, ons dankie vanaand dat die Gees van God opdaag waar honger harte opdaag, Here. Here, dankie dat die salwing vanaand juke breek en mense vrymaak, Here. Ons eer U daarvoor in Jesus se mooi naam. Kom aan, as jy lief is vir Jesus, skree amen. Kom aan, skree amen. Halleluja. Kom ons gee vir die worship span 'n lekker hande klap. Baie dankie julle. Wow, julle kan julle sitplekke neem. Baie dankie. Nou, manne, ek moet vanaand bely dat toe ek nou hier aankom vanmiddag en ek hoor almal praat Afrikaans, toe gaan my sweibrand sommer weg. Want ek het gedink ek gaan nou weer moet Engels spreek. Halleluja. En ek kom van Mosselbaai af en as iemand daar Engels praat, dan dink ons hulle snaaks. So vanaand is dit vir my 'n groot verligting om in my moedertaal te praat. Ek dink God het regtig 'n sin vir humor oor die laaste paar jaar, 2 of 3 jaar stuur die Here my na al hierdie Engelse kerke en Engelse plekke en ander lande toe waar ek nou forceer is om Engels te praat, maar ek dank God dat ek vanaand in Afrikaans praat. Halleluja. Jy weet, my vrou lag altyd vir my, ek vertel hierdie storie graag, dat, jy weet, toe die Here my begin stuur het na al hierdie Engelse kerke toe, dan gaan mense na die gebedskamer toe, saam met die pastore by al hierdie kerke, dan sit die pastore nou daar in hulle gebedskamers, dan bid hulle, dan sê hulle, come, Holy Spirit, come. Dan sit ek stil in die hoekie, dan sê ek, kom Engels, kom. Halleluja. En, maar nou oor die laaste paar jaar het die Engels gekom om te bly, ek sukkel nou deesdae om Afrikaans te praat, ek onthou, paar jaar terug is ek in Amerika vir die eerste keer, ek was nou al 'n paar keer daar, en ek het by 'n konferensie bedien op 'n Vrydag aand, en dit is my eerste keer wat ek bedien in Amerika, ek was al deur Europa gewees, maar het is my eerste keer in Amerika, en ek onthou, die Vrydag aand by die konferensie, is ek baie op my siene wees, en ek stuur vir my vrou 'n boodskap, ek sê van, Noah, jy moet vir my bid,
En sy sê vir my, nee, sy bid vir my, sy tree nou vir my in. En ek gaan op daai stage en ek preek my hart uit. En terwyl ek na die crowd kyk, sien ek dat die mense regtig 'n ontmoeting het met die Here en ek voel die krag van God op my en ek is oortuig, jy weet, dit gaan goed. En na die diens stuur ek my vrou weer 'n boodskap en ek sê vir haar, nooi, dit het goed gegaan, prys die Here. En ek's baie, jy weet, chuffed in myself dat ek nou Engels so kon gooi. En na die tyd gaan ons met die kerkleierskap uit vir ete en is ons in New York State, in 'n stad daarso. En daar kom so ou, 'n New York tannie na my toe, maar sy het 'n sterk New Yorkse aksent. En sy sê vir my, son, I could really sense the presence of God while you were speaking, but I have no idea what you said. Do you speak English? Wel, is nou noodloos om te sê, ek stuur toe vir my vrou 'n boodskap, en ek sê, wel, dit het nou nie so goed gegaan nie. Ek moet maar hou by Afrikaans, prys die Here. Maar so ek is verlig om vanaand Afrikaans te praat, prys die Here. Ek wil vanaand 'n oomblik vat om almal wat deel is van die organiseringsspan van hierdie Mighty Men, ek wil julle eer, ek wil julle honor, ek wil julle bedank vir julle harde werk. Om 'n naweek soos hierdie te reël, sit nie in enige ou se broek nie. Dis baie moeite, dis baie stres, dis baie werk, dis baie finansies. So kom ons gee vir die organiseringsspan 'n lekker hande klap. Kom ons eer hulle. Dankie manne. En dan het ek gesien 'n paar ander ouens van verskillende plekke oor die land wat ook Mighty Men's doen. Ek het die Boulder ouens gesien. Kom ons eer hulle ook vanaand vir die werk wat hulle in die res van die land doen. Prys die Here. Prys sy naam. Dit is so wonderlik om soveel manne te sien wat uitverkoop is vir die naam en die saak van die Here. Wanneer ek in 'n tent soos daai instap en ek sien daar's mense wat honger is vir God, wat honger is om te sien dat daar 'n redding na Suid-Afrika toe kom, dan gee dit vir my as 'n jong man, as 'n 30-jarige jong man, soveel moed en jy weet excitement om te sien dat daar is manne wat in die bres tree vir hierdie land. Kan jy amen sê? Halleluja. Prys die Here. Kyk hierso, ek wil net sê, ek het in 'n Pinksterkerk groot geraak. So in daai kerk as jy preek, dan skree hulle harder terug vir my. So ek sal dit vanaand waardeer as julle my laat tuis voel. Skree op my. As ek mooi preek, skree amen. As ek sleg preek, skree shut up, maar sê net iets. Halleluja. Prys sy naam. Ek wil vanaand ook 'n oomblik vat om net my vrou te eer. Jy weet, ek gaan nooit in 'n bedieningssessie in sonder my vrou te eer nie. Ek onthou toe ek so 13 jaar oud was en ek so nou begin kyk na girls. Toe trek my ouma my nader en sy dink toe dis nou haar plig om my die talk te gee. En ek onthou hierdie woorde wat sy vir my gesê het. Sy het vir my gesê, Johandrey, mooi vergaan, maar deeg bly staan. En ek dank God vanaand dat ek 'n deegsame vrou gekry het en ek dank God sy's darem mooi ook, want dit sal hom ellendig gewees het as sy nie was nie. Maar prys die Here, sy's pragtig en vanaand is sy in Mosselbaai besig om in te tree vir elkeen van ons by hierdie event. Sy tree in dat gesinne gered sal word oor hierdie naweek, dat manne hulle posisie sal opneem, dat kinders sal sien hoe mans die Here volg. So ons is vanaand gecover in gebed vir al die pad van Mosselbaai af. Prys die Here. Ek wil net my vrou eer ook vanaand. Prys sy naam. Amen. Nou ek is baie opgewonde oor vanaand want die Here het bietjie met my gewerk oor my boodskap. Ek het baie goeie idees, maar ek wil vanaand vir jou sê 'n goeie idee is nie altyd 'n goddelike idee nie. En ek het baie goeie idees gehad oor wat ek vanaand wil preek en vir die laaste week stoei ek verskriklik oor wat ek moet bedien want daar is soveel goed wat brand in my hart soos ek reis oor Suid-Afrika. Maar toe herinner die Here my in 'n boodskap wat ek bedien het oor die laaste paar maande, eintlik oor die laaste jaar, by settings soos hierdie, by jeugbyeenkomste, by family nights soos wat ons dit noem. En ek het al daaraan geraak by 'n vorige Mighty Men in die Oos-Kaap. En die Here herinner my aan hierdie spesifieke woord want dit is relevant tot mans. Ek wil vanaand nie vir jou kom preek oor net geloof nie. Ek wil nie vanaand vir jou 'n mooi storie of 'n openbaring deel nie. Ek wil vanaand vir jou iets gee wat jou gaan posisioneer en gaan aktiveer om jou rol op te neem om te stap in dit wat God vir jou geroep het om te doen. Kan jy amen sê? Nou ek wil vanaand 'n boodskap met jou deel en die titel van hierdie boodskap vanaand is, skuis vir my Engels, Anointed for Victory. Kan jy sê agter my aan, Anointed for Victory. God anoint jou oor hierdie naweek vir victory, vir oorwinning in Jesus naam. Ek wil graag 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Jeremia 29 vers 11. Dit's 'n baie bekende skrifgedeelte. Hy sê die volgende woorde: Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee en 'n verwagting. Nou reg hierdie skrif sien ons dat God maak dit duidelik dat hy 'n plan en 'n roeping vir ons lewe het. Hy maak dit duidelik dat hy
'n droom het in sy hart oor elkeen van ons. Maar ek wil vanaand vir jou bewus maak dat die woord van God verklaar dat net soos wat God 'n plan en 'n roeping en 'n droom oor jou lewe het, vanaand het jy 'n vyand wat ook 'n droom oor jou het. Die Bybel sê in Johannes 10 dat die dief kom om te slag en te steel en te verwoes, maar Jesus het gekom om vir ons lewe te gee en dit in oorvloed. God se droom is vir 'n hoopvolle toekoms. God se droom is dat jy sal stap in die roeping waarmee hy jou geroep het. Maar die vyand wil alles doen om jou uit daardie roeping uit te kry. Hy wil slag, hy wil steel en hy wil verwoes. Jy weet, terwyl ek nou 30 jaar oud, ek het nou twee mooi kindertjies, maar ek onthou die eerste keer, toe ek nou uitvind dat ek 'n babietjie hê, die eerste gedagte toe my vrou dit vir my sê, ek was 8 maande getroud gewees. Nou toe sy vir my sê sy is swanger, toe dink ek my ma gaan my doodmaak. Ek sê vir my vrou, hoe dit gebeur? Halleluja. En ek was geskok. Maar die oomblik toe my nerves nou bietjie settle, toe begin my hart te droom oor my seun, oor wat hy gaan eendag gaan doen en wat hy gaan word en wat se rugby span hy gaan eendag speel. Natuurlik die Stormers, nê? En halleluja. Halleluja. WP, jou lekker ding. Halleluja. Maar ek begin te droom oor my seun se toekoms en ek het planne in my Vader hart vir hom. En net soos wat ek gedroom het oor my seun, is daar vanaand 'n God in die hemel, 'n Vader wat drome het oor jou. Maar ek sien soos ek reis, nie net deur Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd, en dis 'n tendens wêreldwyd, sien ons dat ons lewe in 'n dag en in 'n uur waar die samelewing en die kultuur alles probeer om die man uit die rol van autoriteit uit te kry. Die vyand doen alles om ons uit ons posisie van autoriteit uit te kry, want hy besef dat wanneer die man uit die rol van autoriteit uit is, dan kan die vyand maak net wat hy wil. Ons leef in 'n tyd waar manhood aangeval word meer as ooit van tevore. En ek wil vanaand vir jou sê, dis tyd vanaand manne, dat ons weer eens ons roepings sal opneem. En ek weet baie van julle sal nou vanaand hier sit en sê, Johandre, wat is my roeping? En alhoewel ek nie vanaand vir jou kan sê wat jou unieke roeping is nie, wil ek vanaand jou bewus maak van die feit dat daar een roeping is wat ons almal connect aan mekaar. Daar's een roeping wat ons almal vanaand verbind. En dit is die roeping om die priester, die koning en die profeet van ons huise te wees. Kan jy amen sê? En die vyand weet dat wanneer 'n man besef wie en wat hy is, en wanneer hy besef met watter roeping hy geroep is, dan sal hy verwoesting veroorsaak vir die planne van die vyand. Daarom val hy mans aan, nou meer as ooit van tevore, om ons uit hierdie rol uit te kry. Want dan weet hy dat die huishouding is 'n easy target. Maar vanaand praat ek met manne wat hulle roepings gaan opneem. Kan jy amen sê? Vanaand praat ek nie met 'n hier jy nie. Ek praat vanaand met priesters, ek praat met konings en ek praat met profete. Kan jy amen sê? En vanaand roep God ons na 'n plek toe waar ons nie net kumbaya sing nie waar ons net praat oor die Here nie, maar waar ons daadwerklik ons roepings opneem en sê tot hier toe nie verder die vyand. Ek gaan my rol opneem. Halleluja. Ek wil vanaand praat oor 'n spesifieke man in die Bybel en ek wil dit vanaand gebruik as 'n illustrasie van 'n man wat 'n roeping gehad het van God af, soos elkeen van ons vanaand het. Maar wat die pot totaal en al misgesit het. Wat het heeltemal gemis het. En hierdie man waarvan ek vanaand wil praat is Samson. Wie van julle het al van Samson gehoor? Beter bekend as Samson en Delilah. Halleluja. Ek wil vanaand 'n skrifgedeelte vir jou lees uit die boek van Rigters 13, net een enkele versgedeelte, vers 5. Nou, in hierdie gedeelte waar ek gaan optel, is Israel in 'n situasie, hulle is in 'n geveg met 'n vyand, die Filistyne. En die Bybel sê dat Israel het swaar gekry onder die mag van die Filistyne. Die Filistyne het gemaak wat die vyand maar maak, slag, steel en verwoes. Maar daar het 'n oomblik aangebreek wat God deur 'n engel verskyn het aan 'n vrou wat nie kon kinders hê nie. Hy verskyn aan hierdie vrou en hy sê vir haar, hoor jy gaan 'n kind baar, en hoor gou wat sê die engel aan hierdie vrou. Rigters 13 vers 5. Hy sê, jy gaan binnekort geboorte gee aan 'n seun. Jou seun se hare mag nooit geskeer word nie. Hy sal van geboorte af 'n Nasareër van God wees. Hy sal die Israeliete uit die hand van die Filistyne bevry. So die engel van die Here maak dit baie duidelik dat hierdie man Samson gaan gebore word uit 'n vrou uit wat nie kan kinders hê nie. Wonderwerk nommer 1. Want God hou daarvan om sy krag af te show. Amen. En die engel sê, hy gee hom vir die ma van Samson 'n bietjie
reëls oor hoe hierdie kind grootgemaak moet word. Sy sê dat hy gaan 'n Nasareer wees. 'n Nazarite is in Engels beteken dit to be set apart for the purposes and the plans of God. So die Engels sê hierdie kind gaan een kant geplaas word vir die roeping waarmee God hom geroep het. En in die Engels sê moenie sy hare sny nie, hy mag nie sterk drank drink nie, hy mag nie dit en hy moenie dat nie. Maar die Bybel sê dat Samson het groot geraak en uiteindelik het hy op 'n plek gekom waar hy sy roeping moes opneem as die verlosser en die verdediger van sy mense. Maar die Bybel sê, as jy die storie gaan studeer, dan sien jy dat die Bybel sê dat Samson weggevoer was deur vleeslike begeertes. Hy het mekaar geraak met die vyand se vroue, die Filistyne, met prostituie. Hy het mekaar geraak met sterk drank en ultimately het hy opgeëindig met 'n vrou wat Delilah genoem word. Die Bybel sê dat hulle het alles probeer, die Filistyne, om uit te vind waar Samson se krag lê, want hy het die Filistyne 'n moeilike tyd gegee. Hy het krag gehad wat hulle nie kon verstaan waar dit vandaan kom nie. En die Bybel praat van die krag is in die hare, maar ek wil vandag vir jou sê dat ons moenie vleeslik dink aangaande die goed nie. Die krag van Samson was nie in sy hare nie. Die krag van Samson was in sy gehoorsaamheid om nie sy hare te sny nie. Amen. En die Bybel sê dat Delilah probeer vir hierdie man Samson verlei en die inligting uit hom uitkry dat waar lê sy krag sodat hulle hom kan beperk. En een dag toe hy nou lekker gemaklik raak met hierdie vrou, toe sê hy vir haar, my krag lê in my hare. En terwyl Samson in slaap raak, kom die Filistyne in en hulle knip sy hare af. En Delilah skree, die Filistyne is op jou. En hy spring op en hy dink hy het krag om homself te verdedig teen die Filistyne, maar net om te vind dat sy krag weg is. En in daardie oomblik word hierdie magtige man met 'n groot goddelike roeping gevange geneem. Sy oë word uitgesteek en hy word in 'n donker tronk gegooi. En hierdie man wat 'n magtige roeping van God gehad het, hierdie man wat 'n verlosser en 'n verdediger moes wees vir sy mense, sy oë word uitgesny en hy lê in 'n diep donker tronk en hy mis dit wat God wou doen. Maar die Bybel sê oor tyd het Samson se hare begin teruggroei en Samson het vir God gevra om hom krag te gee om nog een keer 'n impak te maak en om van die Filistyne dood te maak. En ons ken die Bybel, eendag is daar 'n groot fees in die tempel van die Filistyne. En hulle bring vir Samson uit om 'n bespotting van hom te maak, om die spot met hom te dryf. En terwyl hulle bespotting met hom maak, sê die Bybel, druk hy die pilare in en die hele tempel val in en Samson en al daardie Filistyne sterf. En alhoewel hy 'n paar Filistyne doodgemaak het in die proses, kyk jy na sy lewe en jy sien dat hy het gemis wat God in en deur sy lewe wou doen. Hy was geroep om die verlosser te wees. Hy was geroep om die verdediger te wees. Hy was geroep om die voorbeeld te wees, die leier van sy mense. Maar omdat hy toegelaat het dat sy vleeslike begeertes hom weggelei het, het hy uiteindelik gesterf onder 'n klomp klippe en pilare, saam met sy vyand. En hy mis uit wat God in en deur sy lewe wou doen. Nou, as jy bietjie fast forward in die Bybel, sien ons dat Israel is alweer stryd met die Filistyne. Maar hierdie keer het hulle 'n secret weapon. Ons ken hom, Goliat. Hy het 'n reus. En die Bybel sê dat die mees ervare krygers van Israel was nie bereid, het nie die durf en die boldness gehad om hierdie reus te gaan veg nie. Hulle was bang geweest. Hierdie Goliat, hierdie reus, het die spot gedryf met Israel. Hierdie reus het die spot gedryf met die slagorders van God. En die Bybel sê eendag terwyl hierdie reus rondloop in Israel uitjou en spot en net 'n joke van hulle maak. Sê die Bybel kom daar 'n jong mannetjie per ongeluk op die battlefield opgestap. Hy het McDonald's kom aflaai vir sy boeties wat in die voorselinies veg. Dawid. En terwyl Dawid kom met sy Big Mac meal, hoor hy hoe hierdie Filistyn die slagorders van God uitdaag. Hy hoor hoe hierdie man God uitjou. En net daar en dan besluit Dawid dat as die mees ervare krygers, die mees toegeruste krygers nie die boldness het om hierdie man te gaan veg nie, sal hy dit gaan veg. En ons ken die storie, hy gaan na die koning toe, hy sê ek sal hierdie Filistyn gaan veg. Hy sê wie is hierdie Filistyn? Wie dink hy is hy om die slagorders van God uit te daag? En daardie dag stap Dawid op die battlefield op en hy kyk die reus in die oë en natuurlik spot hierdie reus met Dawid. Maar Dawid sê vir hierdie reus, jy kom na my met 'n spies en 'n skild en 'n swaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare. En in hierdie dag sal die voëls van die hemel jou eet. En die Bybel sê Dawid verslaan vir Goliat, sny sy kop af en hulle verkry oorwinning en verdryf die vyand. Maar terwyl ek na hierdie storie kyk, dan kan ons baie opgewonde word oor die oorwinning wat Dawid bewerkstellig het. Maar ek wil vandag vir jou sê dat Dawid was 'n musikant gewees. Dawid was 'n skaapwagter gewees. Sy primêre roeping was nie om 'n vegter te wees nie, maar omdat niemand die durf gehad het nie, moes hy opstap om dit te doen. Ek wil vanaand 'n stelling maak vir jou, vriend. Jy weet, dit was nie die Filistyne en Goliat was nie Dawid se reus om te verslaan nie, maar omdat Samson in vorige geslagte nie sy mantel en sy roeping opgeneem het nie, het die reuse van een generasie oorgestaan na 'n volgende generasie toe, totdat iemand opgestaan het en gesê het, genoeg is genoeg.
Manne, ek wil vanaand vir jou sê, die reëse wat ek en jy nie in ons generasie veg en oorwin nie, sal oorgedra word na ons kinders en ons kinders se kinders toe. Ons het 'n verantwoordelikheid vanaand om op 'n plek te kom waar ons vleeslike begeertes kruisig en opstaan en sê, Here, so waar is wat U lewe, sal ek nie toelaat dat nog reëse oorstaan aan 'n volgende generasie toe nie. En sommige van julle sit vanaand hier, jy sê dalk, Johanrey, ek is vanaand op in my 40's, in my 50's, in my 60's, dalk my vroeë 20's, en jy sê dalk vir my, Johanrey, ek is gekonfronteer met reëse vandag, wat ek veg, wat my ouers en my voorouers en hulle se ouers nie oorwin het nie. En ek wil vanaand vir jou sê, ek is jammer jy sit in hierdie posisie, maar maak vanaand 'n keuse en sê, so waar is wat God leef, eindig dit by my. So waar wat die Here leef, eindig elke aanval, elke verslawing, elke reus van vorige geslagtes, eindig by my in Jesus naam. You are anointed for victory. God wil jou vanaand salf, God wil jou vanaand toerus, om elke reus in die oë te kyk en te sê, vandag die Here van die leerskade jou in my hand. Halleluja. Vanaand moet ons op 'n plek kom wat ons besluit, genoeg is genoeg. Ons gaan nie kyk hoe nog 'n generasie verlore gaan nie. En dit maak my hart so excited, terwyl ek in die tent staan vanmiddag en die manne so bid, besef ek, hier staan manne rondom my, paas en ooms en dalk ewen oupas, wat opgestaan het en gesê het, genoeg is genoeg. En ek wil vanaand vir jou sê, manne, dit wat die Here vir daardie manne in daai tent gedoen het, vir hierdie bomsquad gedoen het, vir hierdie jong man gedoen het, ek wil vanaand vir jou sê, dit kan hy vir jou doen. Daar's 'n ou liedjie wat sê, it is no secret what God can do, what he has done for others, he will do for you. Ek wil vanaand 'n storie met jou deel, en is baie naby my hart, jy weet, toe ek het op die ouderdom van amper 16 my hart vir die Here gegee, ek het 'n radikale ontmoeting met Jesus gehad, in die kerkwêreld groot geraak my hele lewe lank, en ek het gedink, omdat ek in die kerk is, jy weet, ons is almal ons maar Christene, my ouma is 'n Christen, sy sing voor in die kerk, ek is maar een van hulle, maar op die ouderdom van amper 16 het ek 'n ontmoeting met die Here gehad, en ek het besef, dat ek weet baie van hom af, maar ek ken hom nie. En daardie aand toe ontmoet ek vir Jesus vir myself. En toe ek die Here ontmoet, was ek aan die brand gesteek. Ek het elke plek amper afgebreek. Ek wil net almal vertel, 'n petroljoggie, hulle moes hardloopers hulle my sien, want hy sou die gospel kry. Ek was aan die brand gesteek. En in daardie tyd wat ek na Jesus toe kom, val ons hele lewe uitmekaar, het my pa het weggestap met 'n ander vrou en 'n paar swak keuses gemaak. Hy was die broodwinner gewees en natuurlik was ons onmiddellik in geweldige armoede ingedompel. Eskom het ons krag afgesit. Nee, dit was nie 'n load shedding nie. Halleluja, dit was armoede. En ons was in 'n baie slegte situasie in daardie tyd van my lewe, maar ek was aan die brand vir Jesus gewees. En een Sondag aand by ons kerk hoor ek dat daar gaan 'n sang en musiek aand in 'n spesiale diens wees in Oudtshoorn. Nou, vir die van julle wat die Weskaap ken, Oudtshoorn is omtrent 85 km weg van Mosselbaai af. En daardie Sondag aand gaan ek na my ma toe en ek sê vir haar, ma, kan ek asseblief na hierdie Woensdag aand wat kom Oudtshoorn toe gaan om daardie diens by te woon? En sy sê vir my, Johanrey, jy weet ons het nie geld nie, ons het nie eens kos nie. Daar's nie 'n manier nie. En ek gaan toe na 'n paar gemeentelede toe en ek vra vir 'n paar ooms of ek nie dalk sommer hulle kan ry nie. En almal sê vir my hulle karre is vol. En ek is net neergedruk. En ek gaan na my jeugleier toe en ek sê, oom, kan ek nie dalk sommer julle ry Oudtshoorn toe nie? En hy sê vir my, nee, yes, hulle kar is vol. Hy en sy vrou en sy broer en sy vrou en sy ouers gaan almal in hulle kar oor Oudtshoorn toe. En ek's baie neergedruk en ek stap weg daarso en 'n idee kom na my toe. En ek draai om en ek loop na my jeugleier toe en ek sê vir hom, oom, is jou boot vol? Hy sê, nee, hoekom? Ek sê, nee, want ek gaan daar insit. En daai Woensdag aand klim ek met hierdie lang lyf agter in 'n Jeep se boot en ons ry oor na Oudtshoorn toe oor die berg. En terwyl ek agter in daai boot lê, luister ek na hierdie familie, hierdie goddelike, pragtige, Jesus liewende familie. Ek luister na hoe hulle getuig teenoor mekaar, hoe hulle liedjies sing, hoe hulle worship in die kar, hoe hulle oor mekaar profeteer en vir mekaar bid. En dis net so lekker om te lê en luister na hulle. En terwyl ek na hulle luister, lê ek as 'n amper 16-jarige agter in daai Jeep se boot in die donker tik en ek sien nie. En ek lê en luister na hierdie gesin, terwyl ek daar lê, voel ek hoe my hart vol jaloesie en bitterheid en wraak en woede kom. En ek dink myself, Here, hoekom kon ek nie so 'n gesin gehad het nie? Hoekom kon ek nie 'n pa gehad het wat my die weg wys soos hierdie oom sy seuns wys nie? Hoekom het my pa ons gelos? Hoekom is ek in hierdie familie ingebore? Hoekom moet ek deur hierdie goed gaan? Ek wil so goddelike familie hê, 'n familie wat God vrees, 'n familie wat die weg wys vir hulle kinders. En terwyl ek agter in daai boot lê en stoei met God en
diep hartseer is en diep bedroefd is oor my lewe en my jaloesie oor hierdie familie, stop die kar by die kerk en ons klim uit die boot uit en ons gaan in die kerk en die diens is powerful. 'n Pragtige aand gehad in teenwoordigheid van God. Maar die probleem is, na daai diens moes ek weer terugklim in die boot vir weer 85 kilos. En ek klim terug in daai boot en ons het 'n wonderlike tyd gehad en ons begin so te ry uit Oudtshoorn uit. En toe begin hierdie familie eers lekker te guggel en te gesels en te profeteer en te bid, want jy moet verstaan, nou het hulle 'n bietjie van die lewende water gedrink in daai diens. Die goeie wyn, die nuwe wyn, halleluja, hulle is excited. En hulle begin te worship en hulle is opgewonde in daai kar en hulle is lief vir mekaar. En ek lê agter in daai donker boot vol woede en bitterheid en hopeloosheid as 'n amper 16-jarige en ek sê, Here, hierdie is nie regverdig nie. Hoekom kon ek nie so 'n pa gehad het nie, so 'n ma gehad het nie? Sulke broer, hoekom kon ek nie dit gehad het nie, Here? En ek roep uit, ek stoei met God, soos wat Jakob met die engel gestoei het. Ek sê, Here, hierdie is nie reg nie. En terwyl ek agter daai boot lê met God stoei, ergens in 'n berg tussen Mosselbaai en Oudtshoorn, ek weet nie eers waar nie, kom die krag van God op my, halleluja. En hy sê vir my, Johandrey, jy is die verandering, laat die reuse val. En vir 'n oomblik sit ek agter daai boot en ek sê, Here, wat beteken laat die reuse val? Toe sê die Here vir my dit, Johandrey, jy het dit nie gehad nie, maar jy kan dit gee. Ek wil dit weer sê, jy het dit nie gehad nie, maar jy kan dit gee. Oom, luister vandag vir my, jy dalk nie 'n pa gehad wat vir jou die weg gewys het nie, maar jy kan vanaand 'n kwaliteit keuse maak en besluit, ek gaan dit gee. Halleluja. Ek sit agter in daai boot en ek sê, Here, ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek is 'n simpel, eenvoudige polisieman se kind, man, ons het nie eers kos nie, ons is die grootste bespotting in die dorp oor wat my pa doen. Hoe kan ek dit doen? En die Here sê vir my daai aand, as ek my hand in sy hand sal sit, sal hy my storie gebruik vir sy glorie. En ek wil vanaand vir jou sê, ek het daar weggestap of uit daai boot uit geklim en my lewe het handomkeer begin verander, want ek het 'n keuse gemaak dat alhoewel ek gekonfronteer was met reuse wat nie my reuse was om te veg nie, sal ek opstaan onder die krag en die salwing van die Heilige Gees en ek sal elke reus veg wat vorige geslagte nie geveg het nie, sodat my kinders nie met dit gekonfronteer hoef te word nie. En ek wil vanaand vir jou sê, ek was 15, 16 jaar oud agter in daai kar se boot. Vandag is ek 30 jaar oud. En ek sê dit oral waar ek gaan, as ek in die oggend wakker word, dan moet ek myself knyp om seker te maak dat ek nie droom nie. Want ek kyk na my vrou, en ek kyk na my 2 kinders, en ek kyk na die goedheid van God om my. Halleluja, ek wil vanaand vir jou sê dat God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. As hy het gesê het, beter jy glo hy sal dit doen. En ek wil vanaand vir jou sê, manne, wat die Here vir hierdie witkop 30-jarige gedoen het, kan hy vanaand vir jou doen. As jy sal opstaan en sê genoeg is genoeg. Ek is in 'n kar se boot ergens in die berg van Oudtshoorn het ek daai keuse gemaak en gesê, Here, ek gaan die reuse veg en ek is vanaand so trots om te sê dat ek dit baie reuse sal verslaan. En ek is steeds besig om reuse te veg, maar ek het 'n gewel. Ek sal alles doen wat ek kan doen om reuse te verslaan sodat my kinders nie gekonfronteer hoef te word met dit nie. En broers, ek wil vanaand vir jou dit sê. Ek het in 'n huis groot geword waar aggressie in die orde van die dag was. 'n Woede-uitbarsting die orde van die dag was. Verslawings en ontrouheid die orde van die dag was. Ek was in 'n huis waar armoede die orde van die dag was. Ek was in dit. Halleluja. En vandag onthou ek hoe dit was en ek kyk na my lewe vandag en ek wil vandag vir jou sê, ek weet hoe dit lyk om sonder die Here te wees en ek weet hoe dit lyk om waarlik met die Here te wees. En ek wil vanaand goeie nuus met jou deel. Dit is beter saam met Jesus. Halleluja. Dit is beter saam met Jesus. Luister vanaand vir my, sal jy op 'n plek kom vanaand waar jy 'n keuse maak om te sê, ek gaan die reuse verslaan. Ter wille van generasies wat kom. Ter wille van kleinkinders en agterkleinkinders. Maak 'n keuse vanaand dat jy sal opstaan onder die salwing van die Heilige Gees en reuse verslaan. Luister vanaand vir my. Toe ek daai ontmoeting het met die Here, dadelik was my instink, maar hoe doen ek dit? Ek weet nie hoe nie. Maar gelukkig sê die Bybel vanaand en Spreuke dat moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ek wil vanaand jou herinner dat die Bybel sê dat as jy in Christus is, dat dieselfde Gees wat Christus uit die dood het opgewek het, woon in jou. Halleluja. Hy gee jou die krag en die kapasiteit om reuse te verslaan. Toe Dawid op die slagveld opstap en hy Goliat in die oë kyk, het hy nie gegaan in die naam van Dawid nie. Nee. Hy het nie gegaan in Opinie 3 vers 7 nie. Hy het nie gegaan in die naam van 'n Facebook quote of 'n WhatsApp video nie. Nee, hy het gegaan in die naam van die Here van die naam van die Here van die leerskare. En hy het gesê, vandag gee God jou in my hand. Dawid het 'n vertroue in die Here gehad, dat dit is nie sy krag en sy vermoë en sy intellek en sy karisma nie, dit is die krag van God. En ek wil vanaand vir jou sê, as jy sal opstaan en sê, ek gaan die reuse veg, dan gaan God deur sy krag jou toerus. Maar vanaand moet jy 'n keuse maak om die reuse te veg. En ek wil vanaand vir jou sê, manne, you are anointed for battle. You are anointed for victory. Genoeg is genoeg, man.
Jy weet, ek werk met soveel verskillende hoeveelheid mense, met jong mense, met alle mense. En jy weet, ek kry so rukkie terug, kry ek 'n oproep, seker so 'n maand of wat terug, bel 'n 60-jarige oom my. Hy kom van Mpumalanga of ergens, en hy het vir my 150 miljoen rand se huis in Wildernis teen die see gebou. Nou, hy het my gevra om te kom sien, en ek onthou, toe ek voor sy huis stop, het ek nie geweet of ek my skoene moet uittrek, of wat, toe ek in sy huis stap, toe weet ek nie, moet ek sit, staan, ek weet nie, dit is so mooi, ek het nog nooit soiets gesien nie. En die oom nooi my in, en hy sê, sit, en hy maak vir my koffie. En ek begin met die oom te gesels, en hy sê vir my, Johan, ek is 'n biljoenêr. Ek is 60 jaar oud. Ek het my vrou verloor, my 3 kinders wil niks met my te doen hê nie, want ek het op alles en almal getrap, agter sukses aan. Ek het alles verwoes om my, agter sukses aan. Ek het begin soek na dit wat die wêreld het om te bied, vleeslike begeertes, materialisme, 'n status, en in die proses het ek alles wat werklik saak maak verloor. Hy sê vir my, Johan, ek het nou 'n girlfriend, maar ek soek nie die girlfriend, ek soek my vrou, maar my vrou wil niks van my weet nie, want ek het haar lewe verwoes. En hy sê vir my, Johan, kan jy my help? Ek het alles, maar ek het niks. En ek kyk na hy oom, my 60-jarige oom, met sy blou trane, sy oë vol trane, en ek sê vir hom, oom, Johan, kan jy nie help nie, maar ek kan jou voorstel aan 'n man wat kan. Halleluja, sy naam is Jesus van Nasaret. Hierdie man, hierdie seun van Dawid, die man van Nasaret, kan in een oomblik jou lewe radikaal verander, as jy 'n keuse sal maak om jou hand in sy hand te sit. En dan daardie oomblik sit ek in daai oom se fancy sitkamer op sy fancy banke, en ek lei daai oom na Jesus toe. En hy bel my nou die hele tyd, hy wil my nou die hele tyd terugnooi. Hy sê ek moet kom koffie drink. Halleluja. Hy's nou warm vir die Here. En hy werk nou daaraan om sy familie te herstel, om weer verhouding met sy kinders te bou. Maar ek vertel vanaand vir jou hierdie storie, vriende, want ons kan baie maklik so Samson en soos daardie oom in 'n gat trap waar ons wêreldse begeertes persoe, waar ons weggevoer word deur vleeslike begeertes, status en sukses en roem en al hierdie goeders. Maar Jesus het gesê, wat help dit jy wen hierdie wêreld, maar jou siel hy skade? Ek wil dit 'n stapie verder vat en vir jou sê, wat help dit jy wen hierdie wêreld en jou familie gaan verlore? Wat help dit, jy is uiters suksesvol, maar jy het niks en niemand om jou nie. Vanaand wil God jou op 'n plek bring waar jy oorwinning leef saam met hom, waar jou gesin sien hoe dit lyk wanneer 'n man uitverkoop is vir die naam en die saak van die Here. Jou kinders verdien om 'n pa te hê wat hulle nie vertel van die weg nie, maar wat hulle die weg wys. Jou kinders, jou vrou verdien 'n man wat haar liefhet soos Christus die kerk liefhet. En vanaand moet ons op 'n plek kom, al manier hoe ons dit kan regkry, gaan wees wanneer ons submit tot die orde van God, en die Heilige Gees nooi ons te bekragtig en te magtig, daar's geen ander manier nie. Vanaand roep die Here jou na 'n hoër standaard toe, na 'n hoër plek toe. Vanaand bid ek dat hier op hierdie oop veld, dat hierdie jou boot ervaring sal wees, soos wat ek 'n boot ervaring gehad het. Waar jy sê, Here, so waar is wat jy lewe, staan ek vanaand op, en ek neem my roeping op, as die priester, as die koning en as die profeet, en ek sal elke reus konfronteer, en ek sal elke reus verslaan, in Jesus naam. En die goeie nuus is dit is die krag van God in jou wat dit bewerkstellig, nie jouself nie. Maar wanneer jy jou lewe neerlê en sê, Here, hier is ek, vorm my, maak my soos wat U wil. Lei my, leer my in alle waarheid. Wys my, gee my strategie, gee my idees, gee my planne om reëse te verslaan. Dan kom God en hy deponeer dit in jou gees en jy verslaan die reës en jy kry die oorwinning in Jesus naam. You are anointed for victory in Jesus name. Anointed for victory. Jy weet, ek dink so 'n storie, die Bybel praat van die blinde man van Jerigo. Die Bybel sê, hy sit langs 'n pad, een dag en hy bedel, en hy hoor dat hier kom 'n groot lawaai wat in verbykom. En hy vra vir sy vriende, maar wat gaan nou hier aan? Wat se groot geraas is hierso? En die mense sê vir hom, Jesus die Nasareëner kom nou hier verby. En ek dink in daai oomblik moes daar 'n liggie in hierdie man se brein aangegaan het, want hy moes gehoor het van hierdie man Jesus. Hierdie man wat wonderwerke bewerkstellig, want Jesus se fame en sy roem het versprei oor Israel. En ek dink hy moes besef dit is Jesus wat die blinde oë oopmaak en wat die lammes laat loop. Dit is Jesus wat die wonderwerke bewerkstellig. En die Bybel sê in daardie oomblik toe hy hoor dis Jesus die Nasareëner, sê die Bybel begin hy uit te roep en hy skree, Jesus seun van Dawid, wees my barmhartig. Nou die Bybel sê dat die mense probeer hom stil maak, wat hy nie 'n scene maak nie, hy moet nie loud wees nie, hy moet nie aandag soek nie.
En daardie man begin al harder te roep, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Want hierdie man het op 'n plek gekom waar hy moeg en siek en sat was vir sy kondisie. En hy besef in daardie oomblik, dit is nou my kans, dit is nou my geleentheid om 'n ontmoeting met hierdie man te hê wat vir my die oorwinning kan gee oor my situasie. En die Bybel sê met 'n groot stem roep hy uit. Hy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En die Bybel sê dat hierdie man Jesus, halleluja, die man van Nasaret gaan staan stil by hierdie blinde man. En hy sê, wat kan ek vir jou doen? Hy sê, Here, ek wil sien. En daardie oomblik sê Jesus, sien, jou geloof het jou gered. Luister vanaand van my, daar's 'n ou liedjie wat hierdie woorde sê. Hy sê, nou ontgaan dit my, halleluja. Hy sê, reach out and touch the Lord as he passes by. You will find he's not too busy to hear your heart cry. Vanaand is die manne wat in 'n posisie is waar jou, terwyl jy hierdie boodskap hoor, voel jy daar's 'n roering in jou gees. Daar's 'n uitroep van jou gees na God toe. Jou gees roep uit vir redding en herstel en restaurasie. Jou gees roep uit en ek wil vanaand vir jou sê, manne, Jesus die Nasareëner kom vanaand hier verby en hy is reg om te reageer op jou gees se uitroep. Hy is reg vanaand om jou te red en te verlos en jou vry te maak en jou te salf, halleluja, vir oorwinning, te salf as die priester, die koning en die profeet van jou huis om jou gesin goddelik te lei. Maar vanaand moet jy op 'n plek kom waar jy kies. En hier is die goeie nuus van die evangelie. Of kom ek sê dit eerder so. Dis die konfronterende gedeelte van die evangelie. Die gospel is 'n konfronterende boodskap. En elke keer wanneer die evangelie van Jesus Christus gepreek word, moet die luisteraar, of hy nou wil of nie, en of hy nou gemaklik daarmee is of nie, moet hy 'n keuse maak. Hy moet kies, gaan ek Jesus kroon of gaan ek Jesus verloon? Gaan ek hom aanvaar of gaan ek hierdie geleentheid laat verbyvaar? Jy moet kies. En as jy kies om nie Jesus te kies nie, as jy kies om nie te reageer nie, dan kies jy om nie te kies nie. Jy het 'n keuse gemaak. Maar my hart vanaand is, en dis hoekom ek gekom het van Mosselbaai, is om te sien dat manne 'n keuse maak om Jesus te volg, 'n keuse maak om hulle roepings op te neem, om te sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Halleluja. Vanaand is daar 'n uitroep van baie van julle harte na God, en vanaand staan hy reg om te reageer met sy reddende regterhand, in Jesus naam. Ek wil graag vra dat elkeen van julle sal staan op julle voete, asseblief. As Ari in die worship span kan opkom. Vanaand is fase 1 van hierdie naweek en my gebed is dat jy herhaaldelike kere oor die verloop van hierdie naweek ontmoeting sal hê met Jesus. Waar hy homself in jou sal openbaar. Maar vanaand is stap 1. En vanaand wil ek jou op 'n plek bring waar ek vir jou uitwys hoe belangrik dit is, eerstens, om 'n kwaliteit keuse te maak om Jesus te volg. Ek vra nie vir jou as jy aangeneem en voorgestel nie. Ek vra nie vir jou, onthou jy kerktradisies en sakramente nie. Ek vra vir jou, ken jy vir Jesus? Het jy op 'n plek gekom waar jy 'n persoonlike keuse maak, waar jy sê, ek sal Jesus volg? En dit het niks te doen met jou kerk nie, dit het niks te doen met jou agtergrond, dit gaan oor, het jy op 'n plek gekom waar jy in jouself besluit, ek volg Jesus? As dit nie jy is nie, wil ek vanaand vir jou uitnooi om daai keuse te maak, nommer 1. En nommer 2, as die van julle wat kyk na jou huisgesin, jy weet die toestand waarin jou familie is. Jy kan sien hoe die vyand rondhardloop en verwoesting saai so ver as wat hy gaan. En die rede hoekom die vyand rondhardloop en verwoesting saai, is omdat nog nie 'n man opgestaan het in die autoriteit wat Christus vir jou bewerkstellig het om te sê genoeg is genoeg nie. En vanaand wil ek jou aanmoedig en ek wil jou uitnooi om in die bres te tree vir jou familie, om op te staan en te sê genoeg is genoeg. Terwille van my kinders en my kindskinders en hulle kinders, sal ek vanaand op my mantel en my roeping opneem om reëse te verslaan en te oorwin. Vanaand is jou aand. Vanaand is jou aand. Wat gaan jy doen met hierdie boodskap? Wat gaan jy doen met hierdie inligting en hierdie openbaring wat jy vanaand verkry het? Dat reëse wat jy nie verslaan nie, my liewe vriende, sal oorgedra word na 'n volgende generasie toe. En vanaand moet jy op 'n plek kom waar jy sê, ek gaan opstaan en ek gaan elke reus in die gesig staar en ek gaan vir elke reus sê, wie dink jy is jy verslawing? Wie dink jy is jy egskeiding? Wie dink jy is jy aggressie? Wie dink jy is jy trots? Wie dink jy is jy woede? Wie dink jy is jy manipulasie? En wie dink jy is jy minderwaardigheid? Wie dink jy is jy? Vuis elke reus vanaand onder die salwing van die Heilige Gees en sê, wie dink jy is jy? Vandag sal God vir my oor die oorwinning gee. In Jesus naam. Halleluja. Vanaand is jou aand. What will you do with this man Jesus? En vanaand, weet ek, hier's dalk ooms wat na my kyk en sê, ag Johanre, jy is 30 jaar oud, jy's nat agter die ore, wat weet jy? Ek wil vanaand weer sê, my liewe oom, ek het gesien hoe dit lyk sonder Jesus, ek het gesien hoe dit is met Jesus. Ek was die produk van al hierdie goeders waarvan ek jou noem, armoede, abuse, egskeiding, verslawing, hopeloosheid, aggressie, woede. Ek was in die huis van dit gewees. Ek is die resultaat, ek was gebore uit dit uit.
En vandag kan ek na my kinders kyk en ek kan sien hoe hulle blom omdat hulle in 'n huis groot word waar ek en my vrou mekaar liefhet en respekteer. Waar hulle nie net vertel word van Jesus, maar waar ons Jesus wil wys. Ek kan sien die impak op my kinders. En ek wil vanaand vir jou sê, manne, daar's klein Johanndruitjies in jou lewe wat die Here nodig het, man. Hulle wag vir 'n pa om op te staan, vir 'n oupa om op te staan en sê, oupa, pa, wys my die weg. Wys my die weg. En vanaand as jy 'n keuse maak, maak jy dit nie net vir jou nie. Die Bybel sê in die boek van Deuteronomium, today I put before you life and death, blessing and curse. Die Bybel sê choose life. Luister mooi, choose life. So that you and your descendants may live. Die keuse wat jy vanaand maak, gaan nie net oor hier en nou nie. Dit het 'n impak op geslagte wat kom. Kies Jesus. Kies Jesus. Kies lewe. Neem jou roeping op en verslaan die reëse. Terwille van jou kinders en jou kindskinders. Vanaand wil ek net kom met 'n mooi storie nie. Ek het hierdie goed geleef, man. Ek het dit eerstehands gesien en jy dink dalk vanaand, jy's Johanna, jou pa was sleg. Kan ek vir jou sê, my pa is 2 jaar terug oorlede, op 'n baie jong ouderdom, omdat hy 'n baie ongesonde en 'n roekelose lewe geleef het. En 'n paar maande voor my pa dood is, toe bel hy my, in trane, en hy sê vir my, Johanna, ek is jammer vir wat ek aan julle gedoen het. En ek besef terwyl ek na my pa, want ek was kwaad vir my pa in my hart, vir wat hy gedoen het. En ek besef in daardie oomblik, dat my pa het nie van beter geweet nie. Hy kom uit 'n huis uit, waar sy pa drankverslaafde was, waar hulle van oggend tot aand uitmekaar uitgeslaan was. Hy het niks anders geken nie. Niemand het vir hom die woord gegee nie, niemand het vir hom gepreek nie. Halleluja. En hy sê vir my, Johanna, ek kyk na jou lewe nou, en ek kan sien, is beter saam met Jesus. En my pa sê vir my, is jammer, en 'n paar maande daarna is hy oorlede. En ek glo hy is in die teenwoordigheid van God in. En ek dank die Here vir hoe dit geëindig het, maar dit kon so anders gewees het. Maar ek wil vanaand vir jou sê, terwyl jy nog lewe, wys jou kinders die weg. Terwyl jy nog lewe, face die reëse. Terwyl jy nog lewe, hê jou vrou lief soos Christus die kerk liefhet. Terwyl jy nog lewe, moenie net praat oor Jesus nie, maar wys jou familie dit in Jesus naam. En al maniere hoe jy dit kan doen is eerstens wanneer jy self vir Jesus ken, en tweedens as jy besluit om hierdie roeping op te neem, hierdie mandaat op te neem in Jesus naam. As jy vanaand op die veld staan en sê, Johanna, jy praat so reguit met my. Vanaand wil ek 'n keuse maak om na Jesus toe te kom. Wil jy net jou hand opsteek nie? Ek wil seker wees dat my saak is in orde met God. Kom aan, lig jou hand op, moenie skaam wees nie, vergeet van mense om jou. Ons is nie hier om mense te impress nie. Kom ons klap vir lekker hande. Hou jou hande op, hou jou hande op. Tweede uitnodiging, as jy vanaand hier staan en sê, Johanna, die vyand hardloop rond en veroorsaak chaos, hy slag, steel, hy verwoes, maar dit verstop vanaand. Vanaand neem ek my roeping op, as die priester, die koning en die profeet. Steek jou hand op, dat ek jou kan sien, in Jesus naam. Kom aan, steek jou hand op. As jy jou hand opgesteek het, kom staan vir my voor, asseblief, kom uit, ons gaan vanaand vir jou bid. Moenie skaam wees nie. Vanaand is 'n profetiese verklaring soos wat jy uitkom. Eerstens, ek kom na Jesus toe. En tweedens, ek neem my roeping en my mandaat op, as die priester, die koning en die profeet. Kom uit, kom staan hier voor in Jesus naam. Halleluja. Ons gaan saam met jou bid. Vanaand is jou aand. Vanaand verander generational curses en generational blessings. Jou kinders sal nie weer armoede en hopeloosheid ken nie. Hulle sal die guns van God sien in en deur hulle pa se lewe. Deur hulle oupas in Jesus naam. Kom aan manne. Tree aan vir diens, reageer op jou roeping. Jy is 'n priester, jy is 'n koning, jy is 'n profeet. Jy het die gesag van God af ontvang om elke reus te verslaan, elke vyand te oorwin in Jesus naam. Kan ek op hierdie speaker staan? Seker nie. Halleluja. Prys die Here. Ek laat my nie 2 keer nooi nie. Kom aan man, kom lekker naby manne. Kom aan. Maak spasie vir die ouens wat kom. Vanaand is jou aand. Ek wil jou aanmoedig, moenie net uitkom om met jou chommy uitkom nie. Moenie net uitkom om jou seun of om jou pa uitkom nie. Kom uit omdat jy besigheid meer met God. Jy weet, ek het so baie keer gesien, die Afrikaner man is 'n trotse ding. Ek het al gesien hoe 'n pa foute maak en hoe hy en sy seun scratch optel. En dan sien ek hoe hierdie pa diep berou in sy hart het vir wat hy aan sy kinders gedoen het. En ek kan sien hoe die kinders met smarte in hulle harte loop as gevolg van dit wat hulle pa aan hulle gedoen het. Maar die pa, alhoewel hy 'n burden dra en spyt is oor wat hy gedoen het, weerhou trots om jammer te sê. Trots steel soveel van ons. Weet jy wat, dit is nie 'n man dit vat nie 'n man om hardegat te wees nie. Dit vat 'n man om te sê, my vrou, my kinders, ek is jammer. My pa het my gebel en hy het my gesê, Johanna, ek het opgeneek, ek is jammer.
Ek het nie geweet van beter nie. En ek het hom gesê, pa, ek wag al 28 jaar om dit te hoor. 28 jaar. Vanaand het jy die kans, oom, oupa, pa, om vir jou kinders die weg te wys. Deur na Jesus toe te kom en vir die pad te wys. Halleluja. Jy is 'n koning. Jy is 'n priester. Jy is 'n profeet. Come on, jy is geroep met 'n kragtige roeping. Vir 'n tyd soos hierdie, vir 'n plek soos hierdie. In Jesus naam. Manne, julle daar agter, kom ons steek ons hande uit na al ons broers hier voor toe. Bid agter my aan vanaand. Sê Vader, ek verklaar dat Jesus die seun van God is. Ek bely en erken dat hy gesondig het. Maar vanaand ontvang ek die redding en die verlossing wat Jesus vir my in die kruis gekoop het. Jesus, ek kroon U as koning van my hart. Vanaand kies ek om U te volg, om my knie te buig voor die majesteit van Jesus. Here, vanaand verklaar ek dat U is koning van my huis. Vanaand verklaar ek dat ek in my huis, ons sal die Here dien. Vanaand verklaar ek dat ek as 'n man, as 'n pa, as 'n oupa, as 'n jong seun die keuse maak om elke reus te konfronteer en te oorwin. In Jesus naam. Amen. Kyk vir my, kyk vir my, kyk vir my. Sê agter my aan, I am anointed for battle. Sê agter my aan, I'm anointed for victory. Luister vir my, God stuur jou nie net in 'n geveg en onvoorbereid nie. Dawid was nie net gestuur om die reus te gaan veg nie, hy het eers 'n leeu en 'n beer geveg en het oorwinning gekry en God het hom voorberei vir daai oomblik. Ek glo dat jou hele lewe lank was voorbereiding tot hierdie oomblik toe. Nou posisioneer die Here jou, hy aktiveer jou, halleluja, hy empower jou om vanaand op te staan, hierdie naweek te embrace, vir alles wat God vir jou wil doen hierdie naweek, om huis toe te gaan en om te gaan oorwin in Jesus naam. Kan jy amen sê? Sê amen. Halleluja. Nou wil ek jou aanmoedig man, kyk vir my. Moenie net nou terug gaan en 'n vuur gaan staart nie. Sien daai wit tent. Daai is die tabernakel. Dis waar God vanaand met jou gaan ontmoet. En vanaand is ons nie by hierdie mighty men vir 'n lekker fellowship nie. Ja, dis nice, na die tyd. Ons is hier om met God te ontmoet. En vanaand het jy uitgekom op 'n uitnodiging omdat jy ernstig met God is. En ek wil jou vanaand persoonlik nooi om saam met my te gaan en al ons broers hierso na daai wit tent toe, elkeen van julle, want vanaand is daar broers wat vir jou wil bid, wat na jou storie wil luister, wat vir jou wil intree, wat jy wil salf, man, wat soms jy wil sit en huil, wat dans en wil jubel. Hulle wil saam met jou op pad stap en sien dat jy instap in alles wat God vir jou het. So ons het die hele naweek saam. So elkeen aan my linkerkant, julle regterkant, make your way to the tent. Ek kry julle daar, want vanaand gaan ons die Here ontmoet in daardie wit tent. Dis die tent van samekoms, dis die tent van tabernakel. So as jy kan beweeg na die wit tent toe. Kom ons klap vir hulle lekker hande soos hulle gaan, broers. Kom aan. Halleluja. Kom ons almal gaan na die wit tent toe. Die Here wil jou ontmoet in Jesus naam. Ja, André, baie dankie. Manne, moet asseblief nie weggeraak daar agter nie. Kom, moenie hierdie geleentheid mis nie. Moenie hierdie anointing wat nou daar is mis nie, manne, asseblief. Dankie, Jandrey. Manne, sê dankie vir die Here, dankie vir die boodskap. Amen. 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 Manne, kom ons maak die Here se naam groot. Manne wat hier oorbly,
Kom ons sê net vir die Here dankie, gee hom 'n lofoffer man. So nog so 'n bietjie worship manne, asseblief, moenie weggeraak nie. Spandeer hierdie tyd, geniet hierdie tyd in die teenwoordigheid van die Here. Dankie Arnold, dankie manne.